Ja, sê goeiemôre broeders. Ek wonder of Mouner vir Andy Hayden kan onthou. Hy was 'n slot gewees wat vir die All Blacks gespeel het. Kan jy hom onthou? Ja, was eendag daar by 'n funksie gewees en 'n man met die naam van Jaco Schnettler. Hy vra toe vir Andy. Nou daar's net een Afrikaanse woord, twee wat Andy Hayden geken het. Was hy die beste spanne teen wie hy nou al gespeel het in sy lewe? Nou die Springbokke is maar op almal se lippe, jy weet, die mees aggressiefste manne om teen te speel is die Springbokke. Dankie Here daarvoor, né? Ja, amen. En hulle vra toe vir Andy Hayden, wat was jou grootste geveg geweest? Het iemand jou al ooit geslaan in 'n rugbywedstryd? Hy sê ja. Sê maar wie het jou die hardste geslaan? Hy sê Mouner van Heerden het my gebliksem. Nou, ek weet nie, dit kan onthou nie Mouner, maar Andy Hayden het dit nou die dag nog onthou. Ja, so moenie moeilikheid soek daar nie, hoor. Moenie moeilikheid soek daar nie. En Andy Hayden is 'n groot man, hy's 'n groot man. Broeder, dankie. Verskoon maar die woord, maar dit is hoe hy dit uitgedruk het, jy weet. Dit was my baie kosbaar geweest om dit te hoor. Ja. Ek wil graag met u gesels vanoggend kortliks. Daar's nou nie 'n aanbieding nie. Toe ek nou hiernatoe ry, toe dink ek aan iets en ek wil dit graag met u deel. Maar eerstens wil ek met u gesels oor wie jy eintlik is in die Here. Baie belangrik. Baie belangrik. Weet ons moet weet wie ons is en wat sê die Here van ons. Want soms voel ons mos asof ons niks is nie, asof ons niks beteken vir die Here nie, maar die Here het 'n hoë ding van jou. Absoluut, jy weet, jy is na sy beeltenis en sy gelykenis geskaap en hy het jou aangestel om te heers oor alles. Wat 'n voorreg. As ons kyk daar, dalk het ek al met u gedeel hierdie spesifieke vers in Numeri hoofstuk 13 en die Here het met Moses gespreek en hy het vir hom gesê: "Stuur vir jou manne uit dat hulle die land wat ek aan die kinders van Israel sal gee kan verken." Hoe u weet hoe daai woordjie kennis toer in Hebreëus wat beteken gaan kyk hoe om dit in besit te neem. Ek dink ons praat van die weermag, praat ons van die intelligensiekorps, né? Hulle kyk hoe die geveg moet gaan, wat 'n wapentuig moet gebruik word en wat moet gedoen word om hierdie geveg te wen. Dis mos daai korps, né? Gaan kyk, gaan ondersoek, gaan besluit hoe julle hierdie land wat ek vir julle gegee het in besit moet neem. En soos die beloftes van die Here maak vir ons, né? Nou iemand het eendag gesê daar's meer as 3000 beloftes in die woord van God wat tot ons voordeel kan wees hier op aarde. Net hier op aarde. Nou ek het hulle probeer tel, maar ek het hier by Josua het ek maar opgehou tel, jy weet. Maar iemand het almal getel. Meer as 3000 beloftes. En die Here sê vir elkeen van ons, gaan verken my beloftes. Nie net gaan lees nie, maar gaan kyk daarna en gaan besluit hoe om dit in besit te neem. Dit is baie belangrik, broer. Help nie ons roem in die beloftes van die Here en ons besluit nie hoe ons dit in besit gaan neem. Hier was die opdrag, ek het dit aan julle gegee, die land behoort aan julle, maar gaan neem 'n besluit, gaan verken dit, gaan kyk hoe om dit in besit te neem. En dan gaan hy verder en hy sê, van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. Nou, dit is belangrik, en hier kom dit baie duidelik na vore, wat die Here van jou en van my dink. Weet jy, hierdie woordjie owerste is nasi in Hebreëus, wat beteken, dis hooggeplaaste manne, dis manne van aansien, dis manne wat kan veg, dis manne wat besluite neem saam met Moses, dis manne van faam, dis leiers, dis manne wat betroubaar is, beste manne van elke stam. Dis nie sommer jy en jy en jy en jy gaan kyk nie. En nou kom die woord van die Here, hy kom daar in Petrus, as ek reg onthou daar in 1 Petrus hoofstuk 2, hy sê, julle is 'n koninklike geslag, 'n uitverkore priesterdom, manne en vroue geroep deur God en aangestel deur God. Broeders, as die Here nie van ons 'n dink en respek het vir wie ons is en waaroor hy ons aangestel het nie, sou Jesus nie gesê het, Idu, wow,
Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade aandoen nie. As die Here nie 'n dink van jou as mens het nie, en vertroue in jou as mens het, sou hy nie dit gesê het nie. Verstaan jy wat ek weet, en selfs daardie teks moet ons stoer. Ons moet gaan 'n ondersoek instel. Hoe gaan ek dit in my lewe van toepassing maak? Beloftes is nie iets waarop jy moet wag en wag nie. Belofte beteken as iets wat jy moet doen om dit in besit te neem. Dit kom baie duidelik na vore vir ons daar in die boek Josua. Net daarby kan kom. Waar die Here met Josua begin praat oor die land. Hulle is daar by die land wat hulle in besit gaan neem. En die Here sê hierdie woorde vir Josua in Josua 1 vers 2. En hy praat ook met ons. Hy sê, Josua, my knegt Moses is dood. Nou broers, daar's dinge wat jy en ek agterweë moet laat. Daar's dinge wat ons agter moet laat. Daar's dinge wat ons moet begrawe. Daar's dinge wat ons moet nie vergeet nie, want jy kan nie vergeet wat in die verlede gebeur het nie. Maar daar's dinge waarvan ons moet wegdraai en iets moet doen om nie net 'n victim te wees nie, maar 'n victor te wees. Jy weet, baie keer kom man en praat van sy kinderdae en hy's verworpe deur sy pa en hy het nie 'n pa gehad nie, en dat my dink aan daai kleerling wat vir my ek het jare terug ook daar by Rustenburg 'n tonnelboerdery gehad, tomaties en komkommers en al daai tipe dinge. En ek het so 'n kleerling man af van die Kaap af wat vir my gewerk het. Nou hy was 'n harde werker. Maar Vrydag aande gone with the wind. Nou Saterdagoggend hier by 2:00, 3:00 se kante, maar dan het hy net klaar sy hele week se salaris of week se wat ook al geldjie wat ek op betaal het hy uitgedrink. Dan staan hy daar by die hek, skreeu hy, Dokter, maar hy ignoreer ek omdat ek is kwaad, jy weet. Ek het hom ons mooi gedink, ek het vir hom gebid en ek het alles gedoen om hom weg te kry van hierdie ewel van dronk word. Nou hoor ek later kom hy sê, ek is niks werd nie. My pa is dood. My ma is dood. Ek is niks werd. Ek gaan nie vir 'n uur so aan oor hierdie niks werd nie, broer. Daar ook hy sê, hey, Moses is dood. Daar's dinge waarvan ons moet wegbeweeg, broeder. En om weg te beweeg van iets is om 'n besluit te neem, wat gaan ek doen, dat hierdie ding my nie meer emosioneel afdruk grond toe nie. Is nie waar nie? Want jy kan nie dinge vergeet wat met jou gebeur het nie. Jy kan nie die paaie van die verlede vergeet nie, maar ons moet anders begin optree daarop. Dis hoekom die Here Moses begrawe het. Hy het hom daar begrawe. Tot vandag toe weet niemand waar hy begrawe is. Anders het die volk 'n god gemaak van Moses se graf. En hulle het 'n kerk daar gebou en ons as Christene sou ook elke jaar miskien opgetrek het om te gaan kyk na Moses se graf. Weet? En dit is maar hoe ons is. Ons wil altyd terugbeweeg, jy weet. Nie dat dit verkeerd is, ek sê dit is verkeerd nie. Maar hier word die Here gesê, julle moet besef, hier is 'n era wat verby is. Ek wil nou julle moet ingaan in 'n nuwe land. En jy kan nie met hierdie baggage ingaan in hierdie land nie. Dink anders daaroor, redeneer anders daaroor, hou op klaar daaroor. Dan gaan my knegt Moses trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel, sal gee. En dan, elke plek waar jy jou voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Wonderlik. Wonderlik, so onthou altyd wie en wat jy is. Moet nooit die geesteswêreld onderskat nie, broers. Ons oorskat te veel dit wat ons sien in ons lewens. Ons oorskat en praat te veel van die dinge wat ons beleef en ervaar in die lewe. Dan is dit amper soos, ek het nou Moses begrawe, maar ek bly hier by die graf. Ek bly hier by die graf. Die woord van Here is ons oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder. Weet, ons moet nie net fokus op al die dinge wat, soos die Here het selfs Abraham se naam verander, om anders te laat begin dink, en mag die Here ons
emosies en persepsies van onsself vanoggend verander. Jy is 'n koninklike priesterdom. Jy's 'n uitverkore man, jy's 'n uitverkore vrou, as daar vrou wat kyk hierna. Jy's 'n uitverkore kind, jy behoort aan my, ek het jou aangestel om te heers, gaan verken, toer. Gaan kyk hoe om hierdie dinge besit te neem. En dan, hoofstuk 6, en dit is die gedeelte wat ek eintlik met u vandag wil praat. Jy weet, die grootste probleem wat Israel gehad het, toe hulle oor die Jordaan getrek het, was om verby Jerigo te kom. Dit was 'n sterk stad geweest met 'n geweldige, kragtige weermag. 'n Koning wat geweet het wat hy doen en hoe om dit te doen. Manne wat geweet het hoe om te beklei, hoe om te veg, hoe om hulle eiendom te beskerm. Maar hulle moes verby hierdie Jerigo gekom het. Dik mure, hoë mure, 'n weerbare stad geweest. En hierdie was hulle eerste toets geweest. Broeders, as die Here jou op 'n pad stuur, gaan daar 'n toets kom. Dan gaan 'n toets kom, want die dief het gekom om te slag. Satan wil jou wel wegdraai van dit wat God vir jou gegee het. Hy wil laat wonder, is ek waardig? My pa is dood, my ma is dood, wie is ek? Jy weet, Here sê, jy is 'n koninklike priesterdom. Jy is 'n uitverkore geslag. God het jou gekies lank voor die grondlegging van die aarde om vandag hier te wees en om vandag iets te doen sodat jou lig kan skyn in die duisternis rondom jou op een of ander manier. Maar Jerigo het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Toe die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jerigo met sy koning en dapper helde in jou hand. Dit is dit wat ek vandag vir jou wil sê. Die probleme waarmee jy worstel, die probleme waarmee jy hier ingekom het, is realiteite. Jerigo was daar. Dit was 'n sterk weermag. Dit was 'n koning wat gewapen was, wat kon beklei. Hy kon Israel binne 'n oggend uitgewis het. Dis 'n realiteit. Ons lewe in 'n wêreld van realiteite, ons politieke bedeling en alles wat met ons as 'n volk gebeur en wat oor ons uitgespreek word en wat gesê word van ons. Broeders, moenie dadelik verander jou naam as 'n uitverkore kind van God. Verander dit van Abraham na Abraham, want God sien iets anders in jou lewe raak. Hy kan die onmoontlike kan hy vir jou moontlik maak as jy net iets wil doen. En dan gee Jerigo, koning Daprel in jou hand. En dan kom die opdrag van die Here. Julle moet dan om die stad trek. Al die kruismanne, trek die stad eenmaal om, so moet jy 6 dae lank wees. Julle moet dinge doen. Daar's dinge wat ons moet doen, wat ons weet wat ons moet doen. Daar's dinge wat jy in jou finansies weet wat jy moet doen. Daar's dinge in jou huwelik, jou kinders se opvoeding wat jy weet jy moet doen. Daar's dinge wat jy weet in jou gesondheid wat jy moet doen. Dis 'n opdrag van die Here. Daar's dinge in die Bybel wat ons weet. Hier sê die Here dit en daar sê die Here en dis die dinge wat ons moet doen. Die Here het so gesê. Hy sê, julle moet dan om die stad trek al die kruismanne. En 7 priesters moet 7 ramshoens voor die ark dra. Maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek en die priesters moet op die horings blaas. Elke dag moet hulle dit doen. Né? Daar's dinge wat ons moet doen. Daar's dinge wat jy nou weet. Jy moet doen, jy behoort dit te doen om suksesvol te wees. Jy moet jou persepsies verander van dinge wat omgaan. Jy moet jou optrede verander. Jy moet jou reaksie en aksies verander oor dinge wat gebeur. Moenie tent opslaat by die feit dat jy 'n kort humeur het nie. My pa was so en my ma was so en my oupa was so. Jy kom die hele familie. Ons moet dinge waar agter ons skuil, man, dan maak ons dit so geestelik klink. Tja, as ek net so geestelike geur kan inbring daar. God is nie tevrede daarmee nie. Daar's dinge wat ons moet doen. Broeders, jy weet wat jy moet doen. Jy weet wat jy moet doen om jou besigheid suksesvol te maak. Jy weet wat jy moet doen om jou werk te behou en om die beste werker te wees. Jy weet wat jy moet doen om jou gesondheid beter te laat kom. Om jou denke te verander, om alles in jou lewe te verander. Jy weet wat jy moet doen om self weg te beweeg van sonde. Jy het gesê, julle moet dan. Daar's 'n groot verskil tussen dit wat jy moet doen en dit wat jy doen. Groot verskil. Hy sê in vers 6, en as hulle
lang gelede op die ramshoring blaas. Julle moet dit doen, en as jy dit doen, dis die twee, dis die mees belangrikste van sukses. Jy weet wat jy moet help, jy stel 'n lys op van dinge wat jy graag wil bereik in jou lewe en waar jy wil wees oor 'n jaar, of selfs, kom ons maak dit korter, waar jy wil wees aan die einde van die jaar. Want die Here kan jou omstandighede verander voor hierdie jaar sy klok lui en sê dis verby, jy kapot. Amen. Die Here kan jou omstandighede verander voor die son sak vanaand. Maar dit wat jy neergeskryf het, dit moet. Die Here het jou beloof, ek sal. Dit moet jy doen. En ek sal. Maar dit help nie, jy begin dit doen nie. Want as jy dit doen, en net daardie woordjie, as hulle dan geluide op die ramshoring blaas, as jy die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot kruisgeskreeu aan hê, dan sal die mure van Jerigo intuimel. Kan jy sien? Dit sluit so mooi saam met die Nuwe Testamentiese belofte, wat sê, as jy in my bly, en my woorde in julle, dan sal, jy vra net wat jy wil hê, en jy sal dit verkry. Jy sien dat dinge wat ons moet doen, maar as ons dit doen, so vir die Here sê ons moet dit doen, dan sal. Dis hierdie dinge wat hand aan hand met mekaar saamloop, broeders. Moet doen. Dis vir die Here sê jy moet doen. Dis vir die Here sê jy kan beerwe. Dis die Here wat sê jy kan dit wees. Dis vir die Here sê die Jerigo se mure sal ingedruk word. Hulle het mekaar geval nie. Dis ingedruk deur engele, ingedruk in die grond. Ja. Hulle het 'n lekker maklike pad gehad om in te gaan. Hulle moes nie deur klippe en dakke en singplate probeer hy is ingedruk. Dis God. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat julle moet, en as julle, dan sal ek. En dit is die formule, broeders. Dis die eind van die prent. Ek dink is, wie het dit gesê, naas Botha? Ja. Nee, ek dink jy sê, maar anyway. Die eind van die prent, broeders, is jou besluit. Dit wat vanaand met jou gaan, of dit wat jy graag wil hê, jy moet vanaand jou kop neerlê om te gaan slaap, en alles wat vandag gebeur, dit is in jou. Die Here sê, jy moet dit doen. En as jy, dan sal. Jy wil altyd spring net na die dan sal toe. Ag Here, u sê dan in die woord, hoekom gebeur dit dan nou met my nie? Hoekom het jy vervulling nie, Here? Ons het net twee van die dinge opgefokus. Julle moet, en dan sal. En ek het myself in die prentjie uitgehaal. Dis hoekom niks gebeur. Dink 'n bietjie daaroor. Dink 'n bietjie daaroor. Die hele Bybel is opgedeel in al hierdie drie dinge. Hierdie formule van sukses. Hierdie formule, julle sal heers oor alles. Dis wat God gesê het, julle moet. Wat moet julle doen? Bewerk en bewaak. Dan sal. Afgesien wat God gesê het, kan net, moet nooit die duiwel blameer vir jou foute in jou lewe nie. Daar's dinge in my lewe wat ek gedoen het, wat ek nie Satan kan blameer nie. Hoor wat ek sê? Ek is was Satan gewees nie. Ek moet my storie getel, van Satan was op die kerk se stoep sit en sê, hey, waarom is hy? Hierdie ou sê, ek het skuld vir alles, maar ek het dit nie gedoen. Verstaan nie wat ek probeer sê, broers? Daar's dinge in my lewe wat ek nie 'n Satan kan blameer nie, behalwe my eie keuses. Behalwe my eie, dan sal ek. Want daar's twee dan salle. Dan sal is in die eerste plek wat God gesê het jy moet doen, en dan sal is in die tweede plek wat ek dink is beter as wat God gesê het. Al die verliese, ek het groot verliese in my lewe gekry. Waarvoor ek nou nog betaal. Kan ek net myself blameer? Ja, daar is dinge dat ek kan sê, Satan het hierdie in my pad gegooi. En omdat hy dit in my pad gegooi het, is dit nog steeds my skuld, is nie sy skuld nie, maar die Bybel het sê, staan dan vas, julle lenden met die waarheid omgord, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Kan jy sien?
Alles wat met my gebeur het, of Satan nou skuld het, en wat my onvermoë, my stupidheid was, en my rebelsheid was my keuse. Was my keuse. So daai man reg aan die begin 10 kom terug en sê, nee, wat nou man, hierdie is sterk stere, hulle het eysterpere, ag nie eysterpere, eysterwaans, en hulle kan fight, hulle kan beklei, maar ons sal dit nie kan doen nie, ons is so sprinkane in hulle oë. En daarom het hulle vir 40 jaar in die woestyn geswerf. Broeders, jy swerf dalk 'n hele rukkie nou al rond, as gevolg van omstandighede en verkeerde besluite, omdat jy en as julle die verkeerde kant gee, want daar is ook 2 weë daar. Daar's een weg van julle moed, en daar's een weg van dan sal, maar daar's 2 weë van as julle. Dis of ek, of die wysheid wat God my gee, om die regte besluit te neem, die regte dinge te doen, en dan sal die Here. Ag, en ons baie tekste wat ek nie kan voor, van die dan sal. Here, ek bid vanoggend vir elkeen van ons, dat hierdie Bybelse formule vir ons maklik sal wees om te kry. Dat almal van ons by die antwoord, die is gelyk aan, sal aankom. Here, dan sal. Gee ons die wysheid, gee ons die krag, gee ons die vermoë. Gee ons die baldadigheid, Here. Weet jy of die regte woord is, die Vader, maar gee ons daardie vermoë, daai heroïsme, om te doen wat U sê, afgesien van wat mense sê of mense dink, want almal van ons strewe na U woord wat gesê het,